ons evalueer die impak van die wet op gelyke indiensneming vir sake aktiwiteite. As ons kyk na die impak, kyk ons onder andere na die voordele of positiewe, nadele of negatiewe. Voordele of positiewe. Kom ons kyk na punt nommer 1. Die positiewe of voordele van die wet op gelyke indiensneming. Dit bevorder gelyke indiensneming en regverdige behandeling in die werkplek. Dit bevorder die implementering van regstellende aksie en dit voorkom onregverdige diskriminasie. Dit skep 'n raamwerk vir aanvaarbare werknemerspraktyke en baie belangrik, dit bevorder diversiteit in die werksplek. Dit moedig gesprek tussen die werknemer en die werkgewer aan. En dit vereis van die besigheid om 'n gelyke indiensnemingsplan te ontwerp en daardie plan te implementeer. Nou gaan ons meer spesifiek kyk na die nadele van die wet op gelyke indiensneming. Die eerste feit wat ons kan aanspreek is die volgende. Werknemers met onvoldoende ondervinding kan bevorder en in sekere posisies aangestel word. Implementering kan baie duur wees, omdat dit investering of dan 'n belegging in opleiding vereis. Besighede word soms verplig om persone aan te stel wat nie hul eerste keuse is nie. En nog 'n nadeel van die wet op gelyke indiensneming, dit kan ook gebruik word om individue onregverdig te bevorder.